Namibië, 'n land van kontraste, van eindelose horisonne en versengende hitte, waar die stilte so hard soos donderweer kan wees. Maar in die middel van hierdie skoonheid loop daar 'n aar, 'n teerpad, die B1. Dit is die 7de dag van Junie 2007. Dit is winter in die woestyn. Die lug is kraakvars, maar vanaand hang daar iets anders in die lug. Iets swaar. Ons is net buite Windhoek. Die nag is pikdonker, behalwe vir die sporadiese ligte van 'n vragmotor wat die stilte breek en weer in die niet verdwyn. Die B1 hoofweg is die lewensaar van die land, die ruggraat wat die noorde met die suide verbind. Duisende mense ry daagliks hier, gesinne op vakansie, werkers, trokke vol voorraad. Maar vanaand, langs 'n verlate stukkie pad naby die brakwater-area, stop 'n voertuig nie om iemand op te laai nie. Dit stop om iets agter te laat. Stel jou die toneel voor. Die gras is lank, die reuk van stof en diesel. Daar is geen getuienis nie, net die maan wat koud op die teer skyn. Iemand klim uit. Voetstappe knars op die gruis. 'n Item word neergesit. Dis nie swaar nie, maar die gewig daarvan sal 'n hele nasie op sy knieë dwing. Wanneer die son opkom, sal 'n verbyganger dit vind. Nie 'n sak vol rommel nie, nie 'n dooie dier wat deur 'n kar getref is nie, maar menslike oorblyfsels, netjies verpak, soos 'n pakkie by die slaghuis. Die polisie sal opdaag, die honde sal blaf, verward deur die reuk. Want hier is die ding wat die hare op jou nek laat rys. Die liggaamsdele is nie vars nie, hulle is koud. Ijskoud. Dit was die oomblik wat die nagmerrie werklikheid geword het. Die besef dat ons nie met 'n woedende minnaar of 'n toevallige rower te doen het nie. Die B1 was nie meer net 'n pad nie. Dit was 'n jagveld. En die jagter, hy was geduldig. Om te verstaan wat in daardie 3 jaar, van 2005 tot 2007 gebeur het, moet jy eers die ritme van die B1 verstaan. In Namibië is afstand 'n vyand. Openbare vervoer is skaars en duur. As jy van Rehoboth na Windhoek wil gaan vir werk, of van Okahanja na die noorde om familie te sien, het jy dikwels net een opsie: ryloop. Dit is 'n algemene gesig. Vroue, mans, kinders wat langs die pad staan, duim in die lug, geld in die hand, gewyf. Dit is 'n stelsel gebou op vertroue. Jy vertrou die vreemdeling wat stop. Jy vertrou dat die kar wat jou oplaai jou by jou bestemming sal bring. Maar in 2005 het daardie vertroue begin breek. Die slagoffers was nie ryk of beroemd nie. Hulle was gewone vroue. Vroue met drome. Vroue met kinders. Melanie Janse, Juanita Mabula, Fiola Swartboy, Sanna Garoos. Name wat vandag in die Namibiese geskiedenis ingebrand is, maar destyds net gesigte langs die pad was. Hulle het almal dieselfde profiel gedeel. Jonk, kwesbaar, op soek na 'n geleentheid, of net op pad huis toe. Hulle het nie geweet dat hulle dopgehou word nie, dat daar 'n monster in die skaduwee skuil, wat nie net hulle lewens wou neem nie, maar hulle menswaardigheid wou stroop. Die families van hierdie vroue sit vandag nog met leë stoele om die etenstafel. Hulle onthou die laaste keer wat hulle totsiens gesê het. Ek sien jou vanaand, mamma. Wees versigtig, sou 'n ouma dalk sê. Maar niemand kon hulle voorberei op die riller wat sou volg nie. Dit was nie net moord nie. Dit was 'n boodskap. Maar wat was die boodskap? En vir wie was dit bedoel? Dit het begin in 2005. Die lijk van Melanie Janse is gevind naby die Van Eck kragstasie. Sy was naak. Sy was aangerand. Maar dit was die toestand van die toneel wat die speurders ongemaklik laat voel het. Daar was min leidrade, geen wapen. Kort daarna, Juanita Mabula. En hierdie keer was dit grusaam op 'n vlak wat Namibië nog nooit gesien het nie. Haar liggaam is gevind, maar haar kop was weg. Die polisie, onder enorme druk van die publiek en die media, het begin soek. Elke bossie, elke sloot langs die B1 is gefynkam. En toe, weke later, 'n ontdekking wat die nasie tot in sy siel geskit het. Juanita se kop is gevind, langs die pad. Maar dit was nie net daar neergegooi nie, dit was geplaas, soos 'n trofee. En die skokkendste detail,
Die kop was nie ontbind soos dit moes wees na weke in die Namibise son nie. Dit was bewaar. Forensiese kenners het na die bewyse gekyk en stil geword. Die snye was presies. Dit was nie die werk van 'n wilde dier of 'n amateur wat in paniek geslaan het nie. Die vel en spiere was met chirurgiese presisie verwyder. Iemand met kennis van anatomie. Iemand met die regte gereedskap. Die pers het hom 'n naam gegee. Die B1 slagter. Die publiek was in 'n toestand van hysterie. Vroue was bang om te ryloop. Taksies is met agterdog beheen. Die polisie het padblokkades opgestel, maar die slagter was soos 'n spook. Hy het verdwyn net so vinnig soos hy verskyn het. Die jaar 2006 het gekom en gegaan. Daar was 'n stilte, 'n valse gevoel van veiligheid. Miskien het hy opgehou, miskien het hy getrek. Miskien het sommige gehoop, het hy sy eie lewe geneem. Maar die stilte was bedrieglik. 2007, die jaar wat die emmer laat oorloop het. Viola Swartboy verdwyn. Dae later word haar oorskot gevind. Weereens, stuk vir stuk. Die patroon was onmiskenbaar. Die modus operandi was identies. Die B1 hoofweg was weer die stortingsterrein. Speurders het begin om 'n profiel saam te stel. Hulle het gesoek na 'n man, waarskynlik 'n alleenloper. Iemand wat in die omgewing van Windhoek, Rehoboth of Okahanja woon. Iemand met toegang tot 'n voertuig en, nog belangriker, toegang tot 'n groot vrieskas. Dink daaroor. Dit is die mees onverklaarbare en angswekkende aspek van hierdie saak. Om 'n liggaam te vries vereis spasie. Dit vereis privaatheid. Dit beteken die moordenaar het saam met sy slagoffers geleef, lank nadat hulle gesterf het. Hy het by sy huis gekom, verby die vrieskas geloop en geweet wat daarin is. Hy het geëet, geslaap, TV gekyk, terwyl hulle daar lê, gevries in tyd. Dit dui op 'n psigopaat, sonder enige empatie. 'n Mens wat ander mense slegs as objekte sien. Toe kom die verdwyning van Sana Garoes. Die polisie het geweet hulle het min tyd. As die patroon volg, sou sy reeds dood wees. Die soektog was massief. Honderde vrywilligers, helikopters en toe begin die dele verskyn. Eers die torso, naby 'n beesplaas, dan die bene, op verskillende plekke langs die B1, kilometers uitmekaar. Dit was asof die moordenaar met die polisie spot. Hy het 'n spoor gelos, 'n makabere legkaart wat hulle moes bou. Elke ontdekking was 'n nuwe hou in die maag vir die families. Kan jy jou indink om te moet wag vir die nuus of jou dogter se arm of been gevind is? Die trauma is onbeskryflik. Forensiese toetse het bevestig. Die snitte was weer eens klinies. Daar was geen twyfel nie. Dit was dieselfde man. Maar in die ondersoek na Sana Garoes se moord het iets verander. Die polisie het 'n deurbraak gemaak wat die saak op sy kop gekeer het. Tot op daardie stadium het hulle gesoek na 'n spook. Maar spooke laat nie fisiese bewyse agter nie. Hierdie keer was daar leidrade wat weggewys het van 'n anonieme vreemdeling. Die polisie het inligting ontvang wat gelei het na spesifieke verdagtes, mense wat verbind kon word met die slagoffers, die selfoonrekords, die laaste mense wat hulle gesien het. Die ondersoek het begin fokus op die ingewikkelde web van verhoudings en toevallighede. Daar was sprake van 'n man wat Duits praat. Daar was sprake van plaaslike mans met mediese agtergrond. Die net het begin nouer trek. Die groot wending het gekom toe die polisie besef het dat die moordenaar dalk nie in die skaduwee skuil nie, maar in volle sig. Dat hy dalk iemand is wat normaal lyk. Iemand wat elke dag die B1 ry, net soos almal anders. In Julie 2007 het die polisie toegeslaan. 'n Verdagte is in hegtenis geneem. Dit was voorbladnuus. Die land het sy asem opgehou. Was dit hy? Was dit die einde van die nagmerrie? Die verdagte was 'n man van Duitse afkoms. Hy is aangekla van die moord op Sana Garoes. Die bewyse het gelyk of dit in plek val. Hy het haar geken. Daar was omstandigheidsgetuienis. Vir 'n oomblik het dit gevoel asof geregtigheid sou geskied. Die mense van Namibië wou 'n naam hê. Hulle wou 'n gesig hê om te haat. Hulle wou antwoorde hê op die vrae wat hulle snags wakker gehou het. Maar soos met soveel dinge in hierdie saak, was die waarheid nie so eenvoudig nie. Die hofsaak was gespanne. Die staat het probeer bewys dat hierdie man die slagter was.
maar die verdediging was sterk. Daar was nie genoeg harde forensiese bewyse wat hom onteensiglik aan die misdade verbind het nie. Geen DNA wat hom direk aan die liggaamsdele gekoppel het nie. Na maande se regstryd is die verdagte vrygespreek weens 'n gebrek aan bewyse. Hy het die hof as 'n vryman verlaat. Die teleurstelling was verpletterend. Die families was weer terug by punt 0. Maar, en dit is waar die storie werklik koud word, na 2007 het die moorde gestop. Die liggaamsdele het nie meer langs die B1 verskyn nie. Die slagter het sy messe gebære. Hoekom? Daar is baie teorieë wat vandag nog in die kroë en koffiewinkels van Windhoek gefluister word. Sommige glo die polisie het die regte man gehad, maar kon dit net nie bewys nie, en dat die skok van die arrestasie hom laat stop het. Ander glo hy het die land verlaat, terug na Europa of iewers anders in Afrika. Maar daar is 'n ander teorie, 'n donkerder teorie. Een wat baie speurders in die privaatheid van hul kantore bespreek. Daar word geglo dat die slagter nie opgehou het omdat hy wou nie, maar omdat hy moes. In die nasleep van die massiewe soektogte en die druk is daar berigte van 'n verdagte, 'n man wat nooit amptelik aangekla is vir al die moorde nie, maar wat hoog op die lys was, wat 'n drastiese keuse gemaak het. Die teorie lui: hy het besef die net trek te styf. Hy het geweet dit was net 'n kwessie van tyd voordat hulle daardie vrieskas sou vind. En in plaas daarvan om die gevolge in die gesig te staar, hy het sy eie lewe geneem. As dit waar is, het hy sy geheime saam met hom graf toe geneem. Hy het die families die kans ontneem om hom in die oë te kyk en te vra, hoekom? Vandag ry duisende mense steeds op die B1. Die pad is geteer en onderhou. Die landskap is steeds asemrowend mooi. Maar as jy verby die kragstasie ry, of die afdraai na die Hubot neem, en jy sien die lang gras in die wind waai, dink jy daaraan. Die saak bly amptelik onopgelos. 'n Oop wond in die Namibiese siege. Die B1 slagter is dalk weg, maar die vrees wat hy gesaai het, daardie koue rilling as die son sak en jy alleen langs die pad staan, dit sal vir altyd deel wees van hierdie pad. Want die nag het oë, en die stilte van die woestyn bewaar sy geheime baie, baie goed.